aan almal ook wat online inkyk. Dis nou skoolvakansie, dis koue skoolvakansie, so sterkte vir al die ouers met die kinders by die huis, maar kinders geniet dit. Vanoggend gaan Willem vir ons preek, en ek sal net nou mooi ook verwelkom. Ekskuus dat ek nou met my rug so hier staan. Maar ek wil graag vra dat ons kyk na die aankondigings vanmôre. Eerstens is die enige besoekers wat vanoggend vir ons kom kuier het. Nie getroue lidmate, of het ek iemand daar gehoor? Ok, hier wil ek sê, verjaarsdag. Oom Piet Ludolf verjaar vandag. Dan oom Brian Upton, môre. Vir Tannie Dina, ek seker ek het vir Tannie Dina gesien. Dan Tannie Fransie, op hierdie koue dag, Tannie kyk altyd in as dit so reën. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag wat voorlê. Dan een van ons jong mense, Mirre van Sail. Die tweede is oom Frik se verjaarsdag, as ook Gustaf van Vieren. Die derde is Helene Stols, dan Nadia Pretorius, so Joe Johan, bederf ook jou dogter, ek seker jy gaan. Oom Albert van Lingen, die vyfde is Tannie Tessie Briel, Werner Serving, ook een van ons tieners, en Martija Eichel. Nou vir elkeen van julle wat verjaar, mag jy net baie geliefd voel op jou spesiale dag, nie net deur die mense om jou nie, maar ook deur die Here. Dit is 'n besonderse voorreg om, as jy daaroor nadink, om te weet dat die Here jou vir nog 'n jaar gespaar het. So vier dit. Huweliksoordenkings, daar's net 2 hierdie week, dis oom Willem en Tannie Rihanna Meton, en dan oom Kobus en Tannie Marie Nel, se huweliksoordenking dan die 4de. Vir julle ook baie geluk. Bederf mekaar, vier julle huwelik, en ons dank die Here ook vir die gawe, die voorreg, die geskenk van liefde en 'n verhouding, om die lewe so saam te doen. Ons voorbereiding vir ons gemeentelede, ons bid steeds vir oom Leon Verster, met sy algemene gesondheid, sowel as vir oom Kobus van Sail, of dominee Kobus van Sail. Ons dra julle op in gebed, en dit is 'n voorreg om as 'n gemeente ook vir julle saam te bid. So ons dink aan julle, ons bid vir julle, en ons vertrou ook dat die Here sal in julle lewe ook ingryp, het sy dit deur troos of genesing of so is, maar ons bid dat die Here se wil geskied. Daar sit 'n paar aankondigings wat by gaan kom, want ons het nou nie 'n nuusbrief vir die volgende paar weke nie. Ek dink amper die volgende een iewers in Julie, 22 Julie of iets. Ja, 22 Julie. Ek sien Tannie Corneille knik so vir my. So hier sit 'n paar goed wat ek wil uitlig. Die eerste is Dr. Martin Barnard is nou met verlof. So julle sal sien, hy is tot en met die 20ste Julie toe is hy met verlof. So geniet dit, veilig reis, so 'n bietjie familie gaan besoek, so julle kan gerus die kerkkantoor vir Tannie Corneille kontak, of vir my, ons nommers is op die skerm, maar dis ook op elke blaadjie wat julle al gekry het, so jy sal dit iewers kry. Dan kyk gerus na die week van lofprys en aanbidding. Dis iets wat die Christelike kerke van die gemeenskap ook gaan vier, van die 14de tot die 18de Julie toe, hier by Vishoek Hoërskool, en as jy so 'n bietjie iets geniet het van die gesamentlike hemelvaartdiens, dan miskien geniet jy hierdie ook, so oorweeg het om te gaan, en as jy gaan, sleep iemand anders saam. Altyd lekker ook so om iemand saam te nooi. Dan kyk asseblief ook na ons uitreikse goed. Ons was op Loeriesfontein gewees, vir 'n paar vergaderings, nie 'n paar nie, 'n hele paar, in 'n kort tydperk van 2 dae, net om te hoor wat die behoeftes is, wat's moontlik, wat kan ons dalk hopelik doen, en ons sê altyd vir hulle, ons maak dit baie duidelik, dat ons sê, ons vra nie nou, wat soek julle, wat gaan ons nou gee nie. Ons vra, wat is die behoefte, en verstaan asseblief, dat ons gaan net kyk wat ons kan doen. Wat ook al die Here op ons harte, hierso gemeentelede en gemeenskapslede se harte lê, dit gaan ons saambring, en ook so, deur dit ook die evangelie deel. So ons gaan nie net om te werk aan krane en toilette en goed nie, ons gaan om die evangelie te deel, het gaan oor verhoudinge bou. So, as jy dalk iets op die hart het, wat jy al reeds het, wat jy kan skenk, sal ons dit baie waardeer, of as jy 'n bydrae wil maak, of as jy wil saamgaan. Al daai opsies is fantasties. Kyk gerus ook na die Visvoete se stap, die 12de Julie, Boschendal Wynplaas. Kontak die kerkkantoor as jy nog 'n bietjie meer inligting daaroor soek. Dieselfde geld ook vir die omgewingssorg, die 19de Julie, wat langs die spoorlyn gaan skoonmaak. Ook 'n baie belangrike bediening daai, want ons is 'n eko-gemeente, ons het altyd daar so ding gehad het, ons is 'n omgee eko-gemeente. En dit bring my dan by die tweede laaste een wat ek wil uitlig, derde laaste een wat ek wil uitlig.
Julle sal sien die plafon. Ons het so ruk gelede, so jaar gelede het ons gedink ons gaan die kerk bietjie uitverf, want die kerk het nie so, het begin bietjie oud lyk en die verf het oud geraak. En dit werk ons maar altyd so, as jy een ding regmaak, dan kom jy agter dit wat jy gedink het ook goed lyk toe nou nie so goed nie. So toe besef ons die plafon lyk nogal sleg, veral daar agter. So ons gaan die plafon uitverf van môre af. Wat beteken, ons gaan volgende Sondag en hopelik net volgende Sondag in die kerksaal bymekaar kom. Ons gaan nog steeds uitsaai, ons gaan nog steeds aanlyn wees, maar dit sal lekker wees om julle daar te hê, is bietjie iets anders. En ons hoop om julle daar te sien. So neem kennis daarvan. Die enigste twee goed is ook net, daar's 'n skyfie oor die Nerina Mark. Oom Frik het gister my gevra of ek het iets daaroor kan noem. Dit is die Nerina Gardens se mark wat hulle gaan hou. En basies, ons is ook betrokke daarbij in die sin dat ons pryswenner wêreldberoemde NG Vishoek pannekoeke gaan verkoop. So kom maak 'n draai en ondersteun ook die mark so daar op daai manier. Die laaste ding wat ek net wil ook noem is Harry en Sonja. Ek hoor julle gaan oor 9 dae terug Madagaskar toe. Vir die van julle wat nie weet nie, hulle is van ons sendlinge en dankie vir die werk wat julle doen en ons gaan vir julle ook in ons gebede hou. Soos altyd en ons sien uit ook om julle terugvoer te kry. Mag die Here julle ook dra in alles wat julle doen. Kan ons dalk asseblief gaan na die gebedspunt toe voordat ek oorgee aan Willem. Hierdie is ons gebed vir vandag en vir die week en neem dit ter harte met jou oë op die skerm of jou oë toe, maar laat jou hart hierdie saam bid. Here God, ek loof U dat U Here God, ek loof U dat ek elke dag U versorging mag ondervind. Dankie vir alles wat U vir my doen. Maak my getrou aan U, gehoorsaam aan U, aan die gebooie en gewillig om tyd vir U te maak. Amen. Willem, ek gaan nou uit jou pad uit staan hierso. Ons sien uit na die diens en mag dit vir jou ook 'n geseënde ervaring wees. Goeiemôre gemeente. Van my kant af, welkom. Ek is baie bly om julle te sien. Verlede Sondag het ek in 'n ander kleiner gemeentetjie gepreek wat so 'n bietjie ontvolk het. Toe was ons nou saam met my was ons 12. Dan is dit 'n koue wintersondagoggend in die erediens nie lekker nie. Vanoggend is dit lekker om vir julle te sien. En ek het nou toe ek daar opstap, onthou die dominees het mos in die ou dae so opgestap en dan breek hulle en dan hou hulle die reëling vas en dan bid hulle nou vir die diens. En vergewe as jy die storie ken, maar die dogtertjie vra ma, hoekom maak die dominee so? Sy sê toe vir die dogtertjie, maar hy bid, die dominee bid dat die Here hom sal help. En toe hy nou so end in sy preek is, toe vra die dogtertjie weer vir haar maar hoekom help die dominee? Hoekom help die Here nie die dominee nie? Nou ek het vanoggend gebid dat die Here my sal help en dat die Here by ons sal wees en ek sien baie uit daarna. Dit was lekker om te hoor wat in die gemeente aangaan. Maak 'n mens opgewonde en vir julle wat namens die gemeente gestuur word en gaan werk elders, mag dit baie geseënd wees, ook met die uitreik. Kom ons word stil, ek wil welkom sê vir die persone aanlyn. Toe ek my selfoon afsit het ek gesien, daar was 30 mense aanlyn. So ons erediens is groter in ander dele van die land en ook in die wêreld. So baie welkom ook aan julle. En die wat met vakansie is en dalk inskakel, mag julle veilig ry en dit met julle ook goed gaan. Kom ons maak ons oë toe en ons raak rustig. Julle sal dikwels hoor dat dominees vir julle sê dat jy moet diep asemhaal. Daar is 'n wetenskaplike waarheid daaraan dat as ons diep asemhaal, daar in ons liggame iets gebeur, ons begin ontspan en ons raak rustig en ons fokus op die Here. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders,
so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Geliefdes, dis my voorreg om vir jou in die naam van die drie-enige God te groet. Genade en vrede vir jou van God, ons Vader, van die Here Jesus Christus en van sy Gees, die Heilige Gees. Ons loof die Here as ons saam sing lied 190 se 3 verse, Grote God aan U die eer, en daarna sing ons lied 159 se 3 verse as 'n belydenislied, as 'n gebed.
Vir die van julle wat Bybels by julle het en saam wil lees in die Bybel en nie op die skerm nie, Jeremia 29 se eerste 14 verse gaan ons net nou maar saam lees. Net so ter inleiding, in ons kerkjaar het ons nou klaargemaak met Pinkster en is ons nou in Koninkrykstyd waar ons fokus dat die kerk van Jesus wat die Heilige Gees ontvang het, nou uitgestuur word na die wêreld toe om lewens en gemeenskappe te verander. Ek stel julle aan om te gaan vrug dra, was Jesus se opdrag in die kerk. En waar 'n mens vrug dra, is daar eers 'n blom. Waar jy geplant is, gaan blom jy en jy word vrugte, die vrug van die Heilige Gees. So dit bring ons by bome. Bome is in die Bybel baie belangrik. Op die eerste bladsy van die Bybel lees ons van bome. In Openbaring aan die einde lees ons van bome. En hier in Psalm 1 in die middel van die Bybel lees ons ook van bome. Waar 'n gelowige vergelyk word met 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Vandag weet ons dat bome baie krities is in die skepping. Bome neem gifstowwe op en in plek daarvan stel 'n boom suurstof vry. En dit is hoekom daar baie groen debatte is oor die bewaring van ons woude en bome. En 'n boom is 'n baie ryk metafoor. As 'n gelowige met 'n boom vergelyk word, dan moet ons soos bome suurstof gee in die wêreld in. Ons moet soos 'n boom waar ons geplant is, koelte gee, waaronder mense kan skuil. In ons takke moet ons blyplek gee vir die voëls van die hemel. Dit is die waarde van bome wat ons moet uitleef. Bome is ook duursaam. Die banke waarop ons sit, was eens bome. En bome gee hulle self op die einde vir industriële gebruik en vir huishoudelike gebruik. En 'n boom met 'n reikwyte, waar 'n boom geplant staan, vul hy 'n spasie op. As daar 'n laning is en daar is 'n gaping waarin daar nie 'n boom is nie, dan is daar 'n gaping. Ons maak spasies vol. En daarom vandag blom waar jy geplant is, sodat uit jou blomme die vrug van die Gees kan kom waar jy is. Voor ons saam lees uit Jeremia, kom ons bid saam. Hemels Vader, baie dankie vir vanoggend. Dankie dat U God is wat uitreik na ons en ons het net nou maar gesing, ons staan in U heiligheid en ons lofsange klink op na U. Dankie Here Jesus vir die lekker reën wat val. Ons bid vir hulle wat ook daardeur ontwortel en ontwrig is. Ons bid vir mense wat swaar kry in hospitale, wat siek is by die huis, mense wat beproef is op watter manier ook al, worstel met watter probleem in die lewe ook al. Dankie Here vir die voorreg dat ons kerk kan wees om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Here, seën ons as ons nou saam is in U woord rondom hierdie tema. In Jesus naam, amen. Ons gaan uit Jeremia uit saam lees en ek gaan vir ons die eerste 14 verse van Jeremia 29 lees. 'n Brief aan die mense in ballingskap. Dis die nuwe lewende vertaling. Wat volgens die inhoud van 'n brief wat Jeremia aan Jerusalem geskryf het. Hy het dit gestuur aan die ou mense, priesters, profete en al die mense wat Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer het. Koning Jojagin en die koningin moeder was toe alreeds uit Jerusalem weggevoer. Saam met hulle was ook die amptenare van die koning, die leiers van Juda.
ambagsmense en smede. Jeremia het die brief saam met Elasa seun van Safan en Gemaria seun van Gilkia gestuur. Koning Sedekia van Juda het hulle as ambassadeurs na koning Nebukadnesar van Babel gestuur. Jeremia se brief was soos volg: Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê vir al die mense wat hy uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het, bou huise en woon daarin, plant tuine en eet die kos wat dit oplewer, trou en verwek kinders. Sorg dat julle kinders ook trou, sodat julle baie kleinkinders sal hê. Sorg dat julle getalle daar vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir die vrede in Babel, waarheen ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here, sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê: Moenie toelaat dat die profete en die waarsêers by julle bedrieg nie. Julle moet julle ook nie aan hulle drome steur nie. Hulle verkondig leuns aan julle en sê, hulle praat namens my, ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, julle sal 70 jaar lank in Babel wees. Maar as die tyd verstryk het, sal ek al die goeie beloftes begin vervul. Ek sal julle na die land toe terugbring. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. Julle sal my toeganklik vind, sê die Here. Ek sal julle uit gevangenskap laat terugkeer. Ek sal julle versamel tussen al die nasies waar julle nou is en uit al die plekke waarheen ek julle verban het, sê die Here. Tot sover die Here se woord. Mag die Here vir ons seën as ons dit oordink. Net so 'n bietjie agtergrond vir hierdie gedeelte uit Jeremia. Jeremia skryf hierdie brief uit Jerusalem. Hy het nog in Jerusalem agtergebly. Die eerste beleg van Jerusalem was so in 597 voor Christus. En so stuk vir stuk het Nebukadnesar mense na Babel toe weggevoer. En daar staan hulle, die amptenare, die leiers, die professionele mense, die ambagsmanne en die ouer mense saamgevat. Ouer mense het baie waarde gehad destyds. As jy iets wou Google destyds, het jy na die stadspoort toe gegaan, dan het jy vir een van die ou mense daar gevra, die wyses, want hulle het baie kennis gehad. Daarom was die ou mense deel van die eerste mense wat gestroop is. Hulle het letterlik Jerusalem begin leegmaak van al die mense wat 'n sinvolle bydrae kon lewer en het hulle Babel toe gevat sodat hulle daar kon gebruik en aanwend. Daniel en sy jong vriende byvoorbeeld was van die eerstes wat na Babel toe is. En die brief begin met 'n aanmoediging dat die ballinge 'n wesenlike bydrae moet maak tot die samelewing waar die Here hulle te lande gebring het. En nou moet ons onthou, dis 'n vreemde land, dis 'n vreemde taal, dis 'n vreemde kultuur, dis 'n vreemde godsdiens. En wat hulle aanbetref, die godsdiens was so sentraal rondom die tempel. En hulle was nou weg van die tempel af. So eintlik in hulle koppe het hulle vir hulle God agtergelaat en is hulle nou hier tussen vreemde gode. Hulle was dus ook gestroop van God se teenwoordigheid in hulle lewens. En op daardie stadium het hulle gedink hulle verblyf in Babel gaan kortstondig wees.
Die mense wat die drome gedroom het en die valse profete wat opgetree het, het vir hulle gesê, ons gaan net 2 jaar hier wees, byt vas, het gaan gou verby wees. En dan vat Jeremia hulle aan, hy sê in vers 8 en 9, julle moet nie luister na hierdie mense nie, hulle verkondig leuns. Ons gaan baie langer hier bly, julle gaan 70 jaar hier wees. As ek en jy daar was, wie sou ons die graagste wou glo? Die ouens wat sê 2 jaar of die ouens wat sê 70 jaar? En dan sê hy vir hulle in dieselfde asem, julle gaan lank hier bly, maar weet jy wat beplan ek vir julle? Ek beplan vir julle voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n hoop gee, ek wil vir julle 'n verwagting in die lewe gee. Nou hierdie is een van die tekste wat die gewildste is in die Bybel. Ek weet wat ek vir julle beplan, ek wil vir julle voorspoed gee, 'n verwagting gee, ek wil julle hoop gee. Toe ek op skool was dit van die lekkerste tekste om te kry. Kan julle onthou die CSV meisiekinders veral het so met so 'n boksie rondgeloop? Koringkorrels, dan trek jy vir hom. En as jy voor 'n wiskunde toets Jeremia 29:11 kry, dan is jy gecover. Want ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. En dan kry jy jou toets terug en dan die teëspoed jou getref. En dan het jy 'n geloofskrisis. So gebruik ons hierdie teks as 'n korttermyn, langtermyn versekering vir ons. Maar die boodskap was dat die Here by hulle sal wees in hierdie lang tyd. Nou 70 jaar, as 'n ou dink aan 70 jaar, weet jy hoe oud jy vandag is nie, maar dink 70 jaar verder, gaan jy nog lewe. Party van julle hoop jy gaan nog lewe. Ander van ons weet, jy gaan nie meer lewe nie, die waarskynlikheid is baie groot, dat jy nie gaan lewe nie, want jy wil nie fris in die 100 oud word nie. Party mense wil, maar 'n mens se goeders begin opraak en jou asem raak min. Toe hulle hoor hulle moet 70 jaar bly, het hulle geweet, hulle gaan nie terug huis toe gaan nie. Hulle kinders wat vroeg gebore is, het ook 'n kans om daar te sterf en nie terug te gaan huis toe nie. Die kleinkinders en die agterkleinkinders, hulle sou waarskynlik kon teruggaan na hulle plek toe, na hulle stad toe. En dan, omdat hulle so lank sou bly, begin die Here vir hulle opdrag te gee en sê, daar waar julle is, moet julle 'n bydrae lewer. En die opdrag, as 'n ou nou kyk wat hy vir hulle gegee het, klink amper soos die Genesis opdrag. Bou huise en bewoon dit, woon en werk, woon en bewerk. Genesis, hier sê hy vir hulle, terwyl julle in Babel is, hierdie 70 jaar wat nou kom, bou vir julle huise. Hy sê nie vir hulle slaan tent op nie, hy sê hy huis bou, beplan jy om te bly, bewerk die aarde, plant tuine, lê tuine af, benut die opbrengs van die tuine, bring kinders voort, vermeerder, laat julle kinders ook kinders kry en julle kleinkinders ook kinders kry. Beywer julle vir die belange van die stad. Want die stad se belange is ook julle belange. Bid vir die stad sodat dit goed sal gaan met die stad. Hy sê vir hulle in geen onduidelike taal nie, integreer met die gemeenskap. Moenie so saamkoek in 'n klein groepie en julle afskei van die res van die mense omdat hulle heidene is nie. Integreer met hulle, moenie isoleer nie, maar moet ook nie assimileer nie, moenie soos hulle word nie. En ek lees in 'n Engelse kommentaar die woord permeate, deurdring. Dit is soos as jy 'n suurstofbottel oopmaak en die gas gaan geruisloos en gesigloos tussen mense in die atmosfeer. Hy sê, julle moet so die gemeenskap deurdring. Integrasie, maar nie assimilasie nie. Behou julle geloof in God, behou julle geloof in die beloftes wat ek vir julle gee. In die 4de tot die 5de eeu na Christus het Simeon die Steliet
'n paalheilige geword. Dis bekend van hom dat hy 36 jaar op 'n paal gebly het, soos 'n aap in 'n boks op 'n kas, en die kos en die water is vir hom aangegee. Hy het heiligheid so verstaan, jy moet jou losmaak van die wêreld. Dis hoekom hy op 'n paal gaan woon het, en die paalbewoners, want hy het ook mense gekry wat hom gevolg het, wat net soos hy gemaak het, was die paalheiliges genoem. En dit is presies wat dit nie beteken het vir die ballinge nie, wat dit nie beteken om heilig te wees nie, om afgesonder te leef vir die Here, los van die wêreld nie. Jy kan nie op 'n paal gaan bly nie. Jy moet in die gemeenskap wees en 'n verskil maak. Ons hoor die uitdrukkings of die vergelykings in die Nuwe Testament, dat ons sout moet wees, dat ons lig moet wees. Ons moet indring in die duisternis. Ons moet sout wees, ons moet smaak gee, ons moet bederf keer. En soos wat Jesus vir sy disippels sê, ek stuur julle so skape onder die wolwe in Johannes 17, Vader, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld moet wegneem nie, en dat u hulle in die wêreld van kwaad moet bewaar. Hulle hoor dis hulle roeping om voluit te lewe. Hulle moenie ophou lewe nie. En dis ook ons roeping. In hierdie wêreld waarin ons leef, ons moet voluit leef. Al is dit 'n vyandige omgewing waaroor jy nie beheer het nie. Ons moet voluit leef in 'n land waarvoor jy dalk nie vir die regering gestem het nie. God het nie paalheiliges nodig in hierdie wêreld waarin ons leef nie. Hy het mense nodig wat in 'n klas staan, wat in 'n bank sit. Hy het mense nodig wat by die bank werk, hy het mense nodig wat aanbiedings doen in klasse. Hy het mense nodig in die kantore van die maatskappy wat jy werk. Hy het mense nodig op die regbank, hy het mense nodig wat in die hofsale sit. Hy het mense nodig wat in die coffeeshops kuier en met ander mense gesels. Hy het mense nodig in die spreekkamers wat dokter toe gaan. Hy het dokters agter die lessenaars in die spreekkamers nodig. Bou, bewerk, bewoon, bring kinders voort, bevorder die belange, want ek wil vir julle vrede gee, 'n toekoms, 'n verwagting, en bid vir die land waar julle bly. Bid vir Babel, want ek wil Babel seën, sodat dit met julle ook goed sal gaan. En dan herinner die opdrag om te bid ons aan die opdrag in 2 Kronieke 7 vers 14, toe Salomo vir sy volk sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, as hulle verootmoedig en bid en my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde paaie af, sal ek self uit die hemel hulle hoor, ek sal hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hy sê voor die tyd, as daar pestilensies en droogtes kom, dan moet julle bid en ek wil vir julle uitkoms gee. Dieselfde nooi hy die mense in Babel uit, as julle in die moeilikheid kom, ek het die ballingskap oor julle laat kom, ek het julle laat wegvoer, maar in daai situasie, bid, dan sal ek jou hoor. Ons moet dit hoor vandag. Baie keer laat die Here goed in ons lewens gebeur, baie keer gebeur die lewe ook rondom die wil van die Here, omdat die wêreld stikkend is, dan moet ons bly bid en bly vra. En dan het ek eendag 'n boek gelees van Bill Hybels, Too Busy Not to Pray. Jy is so besig dat jy nie anders kan om te bid nie. En die punt van hierdie boek is, dat hoe besiger 'n mens raak, hoe meer moet jy bid. Wie van ons doen dit? Hoe besiger jy raak, hoe meer moet jy bid, want jy die Here meer nodig. En wie dit staan op 'n dominee se pligstaat? Dis een van sy KPA's. Die diens van die gebede. Dominees moet bid. Ons het visitasies gehad, Roan destyds,
dat die ring gekom het, ek weet nie of dit gebeur nie, en dan vra hulle vir jou, bid jy, hoe lank bid jy? Doen jy hierdie ding op jou KPA? Jy moet ure in 'n week bid. Dis jou werk. Dis gelowiges se werk. As Paulus later vir 'n jong dominee Timoteus skryf en vra en vir hom leer hoe moet hy met sy gemeentes maak, dan sê hy, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbeding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God. 1 Timoteus 2:1. Dis hoe 'n gemeente moet bid, skryf Paulus vir die jong dominee Timoteus. Dis hoe ons moet bid. Ek hoor dieselfde as in 2 Kronieke 7 vers 14. Ek hoor dieselfde as in Jeremia 29. Ons moet bid sodat die resultaat daarvan kan wees dat daar vrede is, sodat die Here te midde van moeilike omstandighede sy kinders kan seën. Ons moet bid. Dis ons opdrag. Ons voel dalk soos vreemdelinge en bywoners in die land waarin ons woon of waar jy is, as jy dalk emigreer het en in 'n ander land woon. Maar die boodskap is, waar jy te lande kom, moet jy blom waar jy geplant is. En die blom gaan oop deur gebed. Die opdrag vanoggend is, die plek waar ons is, ons moet bid. Dis een van die mooiste prentjies van die Kaap, Tafelberg in die agtergrond, met die stadion waar ons gisterand was op die voorgrond en al die mooi dae. Ons moet bid vir hierdie mooi stad, want ons wat hier bly, en in die dorpe en die stede rondom die stad, die Skiereiland en hier in Valsbaai, waar julle woon, ons weet, dit gaan nie altyd so mooi as wat die prentjie mooi wat toeriste sien, as wat dit is nie in werklikheid altyd so nie. Ek staan onder korreksie, maar tot onlangs toe was die Kaap die moordhoofstad van die wêreld genoem. Vandag, sedert 12 uur vandag, laasnag, tot 12 uur vandag, gaan 65 mense gewelddadig sterf in Suid-Afrika. Is vol van misdaad. As gevolg van nie natuurlike oorsake nie. 65 mense 'n dag sterf in Suid-Afrika, en baie van hulle word doodgemaak deur mense wat naby aan hulle is. Is die wêreld waarin ons lewe agter hierdie mooi prentjies wat ons vir die wêreld wys om toeriste te lok? En ons? Ek sit agter hoë sekuriteitsheininge wat geelektrifiseer is om my te beskerm. Ons het alarms wat die gewapende reaksie-eenheid kan laat kom. Ons leef in 'n plek waar alles min of meer werk. En agter ons hoë sekuriteitsmure isoleer ons eintlik in ons eie veilige wêreldjie, waar ons nuus kyk en sê, "Ai, dis verskriklik." Die Here se opdrag vandag is, bid vir hierdie stad, bid vir die plek waar jy woon. Dis nie toevallig dat ons hier is nie. Het die Here ons nie dalk soontoe gevat, hiernatoe gevat, omdat hy wil nie. Ek weet nie of jy al gesien het nie, as dit brand op Tafelberg, of hier by julle by Silvermyn, Chapman's Peak, en hier teen Ou Kaap se weg, as dit gebrand het, hoe mooi word dit as dit begin reën. En dan weet ons, is daar ook veral fynbos soorte wat ekstreme temperatuur nodig het voordat hulle begin blom. Hier is 'n blommetjie hier in Tafelberg wat na die brand vir die eerste keer uitkom. As dit nie gebrand het nie, het hierdie blommetjie nie geblom nie. Dis met ons ook so, as ons dikwels in ons lewens nie in ekstreme situasies land nie, dan kom ons nooit by blom uit.
As ons nooit swaar kry nie, dan kan ons nie blom nie. Ons het daai ekstreme temperatuur nodig om te ontkiem, en as die Here se reën val, dan blom ons. Dan is ons 'n vreugde vir mense rondom ons. Bevorder die vrede, die shalom van die plek waar jy is. Daarmee word bedoel die heelheid en die volheid van die Here se teenwoordigheid. En ons uitdaging vandag is, as ons kyk na hierdie straatplan van Vishoek waar ons bly, waar julle bly, dis die plek waar die Here ons nodig het. Dis die plek vir wie ons moet bid. Dis die plek waar ons leef en werk. Na Pinkster het die Here lewende, bewegende tempels uitgestuur, en hy stuur ons die wêreld vol, want sy gees woon nou binne in mense. So in die strate, in die kantore, in die huise, op daai straatplan van die dorp waar ons woon, is die Here teenwoordig. Hy leef binne in mense, en daardie mense se opdrag is om te bid, sodat die shalom, die vrede, die volheid van God se vrede gaan kom, en die strate en alles, en al die aktiwiteite van die mense sal volmaak. Ons moet bid vir die mooi dorp, waarmee die Here ons seën. Ons moet bid vir mense wat hiernatoe kom, om hier te kom kuier, en om die seën van die Here te beleef. Ons moet bid vir die Skiereiland met al sy wonderlike mooi dorpe, aan die linkerkant die kaart van die hele Suid-Afrika. Ons moet bid vir Valsbaai, die dorpies wat in Valsbaai geleë is, hier in die Skiereiland op. Ons moet bly bid, want ons is nie toevallig hier nie. Ons moet bly bid. Van hier af, van die Kaap, op, by Namibië verby, teen die Weskus op, ons moet opbid, hier verby KwaZulu-Natal, Mosselbaai verby, KwaZulu-Natal op, verby Mosambiek, tot ons die hele kaart van Afrika bebid, sodat sy vrede sal neerkom op ons kontinent. Dit staan nie net by 'n dominee op sy KPA, sy kritiese prestasie area nie, dit staan vir almal van ons daar. Dat ons moet bid. Ons moet bid vir die plek waar ons bly, ons moet bid vir die wêreld. Elke keer as ek 'n preek klaar geskryf het, dan vra ek, so what? En partykeer moet ek die aand voor die tyd oor begin. Want so what? So ons nou klaar gepraat het oor Jeremia 29, so what? Wat sê dit vir ons? Ons leef in 'n ongelooflike wêreld. Ek gaan nou die aand 6:30 gou winkel toe. Daar's 'n vrou, die kassier, wat my bedien, en sy het 7:00 begin werk, dis 6:30, na 6:30, 7:00 gaan sy na die taxi-rank toe, sy wag vir die taxi, dan gaan sy huis toe, na haar huisie wat nat is, want dit lek. Maar sy het 'n roset of iets hier op haar skouer, cashier of the month. Ek sien dit raak, en ek sê, ek is trots op jou, ek sien jy is die kassier van die maand, en sy glimlag. Sy is amper 12 ure op diens, en sy glimlag, en sy sê baie dankie. En ek sê, dis amper Chaila tyd, en sy glimlag, en sy gaan huis toe. Volgende dag kom ek by 'n winkel, en ek kyk die kassier in die oë, en ek vra, in hierdie weer lek jou huis, en sy word hartseer, want haar huis het weggespoel. En sy werk 12 ure, en sy dag op, en sy werk hard. Dis die wêreld waarin ons woon. Ons moet mense begin raak sien, en ons moet die vrede van die Here begin leef. Ons moet mekaar begin bebid. Ons moet mense wat swaar kry, moet ons toevou met gebed. Ons moet ons kinders bebid. Ons moet hulle toemaak met die Here se kombers.
moet bid vir hulle wat regeer. Daar's ouens waarmee ek baie sukkel om voor te bid. Jy weet mos, daar's op die TV gesigte wat verbykom. Jy het nie lus om vir daai ou te bid, jy het lus om hom te skel. Ons moet vir hulle bid, ons moet vir die land bid. Want weet jy moet blom waar jy geplant is. Daar waar jy is niemand anders nie. Weer die metafoor van 'n laning, as daai een boom vrek of nie daar is nie, dan is daar 'n gat wat sit soos 'n uittand. Waar ons is, waar jy is jou unieke self, en niemand anders kan doen wat jy kan doen daar nie. En die uitdaging is dat ons almal vir onsself moet vra vanoggend, die so what? Hoe moet ek blom? Hoe moet ek vrug dra daar waar ek is? Ons maak ons oë toe en ons gee so geleentheid dat ons dink waarna ons geluister het en wat ons gehoor het uit Jeremia 29. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe waar jy nie wil wees nie. Miskien het die temperatuur in jou lewe so hoog geraak dat jy benoud raak. Miskien wens jy die tyd in jou lewe om. Weet dan dat die blom van jou lewe sal oopgaan. Here Jesus, baie, baie dankie vir die voorreg om na u woord te luister. Ons bely ons lees die Bybel te min. Ons bid te min. Daar's te min stilte in ons lewe, dis vol geraas. Dankie dat u vergewe as ons bely. En ons wil vanoggend vir u sê, Here, ons wil graag bid, meer bid. Ons wil graag in die blom staan. Ons wens die ekstreme temperatuur van beproewing in ons lewens weg, want ons wil nie swaar kry nie. Maar Here, ons wil vra dat die swaar kry sal stop, dat die blom sal uitspruit en dat ons soos daai blomme in Tafelberg sal oopgaan om kleur te gee. Here, help ons om soos bome asem te gee vir mense wat versmoor in hierdie wêreld deur ongeloof, deur misdaad, deur geweld, deur armoede. Help ons om asem te gee vir hulle, lewe te gee vir hulle. Help ons om soos bome te wees wat koel te gee, waaronder mense kan skuil, wat takke gee, wat mense kan huisves. Dankie Here, dat u hier is, dat u 'n werklikheid is. Seën ons, as ons hoop op dit wat u beloof. U wil, u sal vir ons hoop en verwagting gee. En gee dit vir ons nou op hierdie tyd in ons lewe, Here, asseblief, en in die land waar ons woon, of dit in 'n land is waar ons woon, omdat ons geëmigreer het, of dit hier in Afrika is. Gee vir ons 'n hoop en 'n verwagting. Ten spyte van ons min gebede, en ook deur ons gebede asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ons het